julle, ons gaan aan met episode 4 van hierdie reeks. Ek gaan nou, vandag vat ons nou 'n stapie terug. Ons het nou in die vorige episode gepraat van saad en die moedersaad en al daai tipe dinge en waarna jy moet kyk en waarvoor jy moet voorberei sodat jy eintlik maar half vir jouself 'n saadbank kan opbou. Nogal 'n belangrike konsep om te verstaan. OK, maar nou hier gaan ons nou 'n stapie terug. So een van die heel eerste goeders waarna ons gekyk het was water. So nou moet jy die besluit maak, jy as 'n persoon by jouself. Jy weet, en is afhangend van jou situasie. As jy argumentsonthaalwe 'n ouer man of vrou is wat op jou eie is, jy weet, dan sal ek kyk na die opsie om jy weet, die goed te automiseer so ver as moontlik. Maar as jy 'n familie is met kinders ensovoorts, is 'n goeie ding om hulle dalk nou te leer. So ek gaan nou die opsies daar vir julle op die tafel gooi. Ek praat so 'n bietjie verkeerd om. So as jy nou jou saadjies in die grond het, wat het hulle nodig om te groei? Hulle het water nodig. OK, so nou jy het nou voorsiening gemaak dat jy wel water het en jy is nie afhanklik van die dorpstelsel of die regering of wat ook al nie. Jy het jou eie water voorraad. Maar nou moet jy die water kry van waar ook al dit is tot en met waar jy ook al jy geplant het. So nou kom daar goed wat betrokke is, maar goed soos pype, watertanks, gieters, sproeiers, alles wat daarmee gepaard gaan. Maar jy gaan nou weer 'n behoeftebepaling daar moet doen, soos wat ek nou vroeër gesê het en so vinnig aangeraak het. As jy jy weet op jou eie is en jy kan hierdie goeters nou nie regtig self mee doen nie, jy is dalk bietjie ouer in jare, jy is nou al 'n groot mens, jy weet, dan kan jy nou nie daar noodwendig nou gaan sit met 'n gieter en hom 70 keer vol maak om die goedjies water te gee nie. So dan wil jy in 'n situasie sit waar jy dan nog maar either pype aanlê en iets soos drupbesproeiing doen, of jy het spreiers wat spuit, of wat ook al die scenario dan nou maar is. So dit is nou nogal belangrik om daai konsep ook net vas te maak. Nou jy behoort klaar, as jy jou eie water geriewe het jy gewoonlik maar 'n pomp of 'n boorgat of wat ook al, as jy nou uit die rivier uit water neem of hoe ook al. So daar's klaar 'n stelsel vir die huis of jou karavaan of jou blyplek opgestel. So wat jy wil doen, of wat ons mag gedoen het, is ons het uit daai selfe stelsel uit maar water getrek vir ons plante. So eenvoudige stelsel wat ons maar opgestel het was, ons het 'n addisionele watertank opgestel vir die groentetuin, en ons het in hierdie groentetuin of in hierdie tank het die water wat van die huis af is daar nou maar net 'n welf in, dat as ons hom wel aansit, jy weet, dan maak hy nou maar die tank vol, om basies nou maar water te verskaf aan die res van die groentetuin. So, maar nou jou besproeiingsaspek, as 'n paar goedjies wat jy kan doen, is jy kan 'n tuinslang vat, of 'n dragline is seker nou maar die beter opsie. Dit is 'n bietjie 'n taaier tuinslang as hierdie groenetjies wat jy nou kry. Jy stel hom nou maar op die tank op en jy doen nou maar 'n tipe van 'n vloedbesproeiing. Dit hang nou maar alles af hoe is jou goed opgestel. En hoe groot jy wil gaan. Jy weet, as jy nou praat van hektare, gaan dit obviously nie vir jou werk nie. Jy weet, dis 'n hele ander konsep waarna jy gaan kyk. Maar jy gaan, as jy hierdie begin, gaan jy definitief nie hektare plant nie. As jy hektare plant, dan is jy weer eens in die wêreld en nie uit die wêreld uit nie. Jy wil eerstens vir jou as familie voorsien, en van daar af die ekstra wat jy kry, word dan nou gebruik vir wat ook al jy dit nodig het. So, weer 'n keer, jy weet, die opset wat jy dan nou gebruik, kan jy nou maar either, soos ek nou gesê het, as jy hierdie draglines gebruik, kan jy vloed besproei byvoorbeeld. As jy nie wil vloed besproei nie, gieters is baie belangrik. Ek weet baie mense dink dis 'n ou tegnologie, maar op die einde van die dag is dit uitstekende tegnologie wat kan gebruik word op die einde van die dag, veral as jou plantjies bietjie groter is
en jy wil seker maak jy gee hulle nie te veel water nie, dan werk 'n gieter uitstekend. Dit veroorsaak ook as jy 'n gieter gebruik om meer inspeksie te doen op die plantjie self. So as jy nou sien daar's goggas wat besig is om jou tomaties te eet, gaan jy dit baie vinniger waarneem as jy 'n gieter gebruik as wat jy byvoorbeeld net die tuinslang in die bedding gooi en jy loop weg. So belangrike een om in ag te neem, die toerusting wat jy gaan nodig hê. Boonbehalwe dan nou water, so ons het nou water gedek, jy weet hoe om jouself op te stel met dit. So maak maar seker jy het 'n oordentlike tuinslang en maar waarskynlik 'n watertank en 'n bietjie pype wat jy kan aanlê na die watertank toe. Dis maar die beste manier. As jy dit nou verder wil outomatiseer, ek meen dan is dit nou sproeiers en daai tipe goed. Ek gaan nie dit regtig dek nie. Ons het op 'n stadium daai roete gegaan. Dit was nie regtig volhoubaar vir ons nie. Ek sal later daarby uitkom hoekom dit nie volhoubaar was nie. Maar dit nou daar gelaat. So dan die volgende stap wat jy nodig het jy natuurlik toerusting nodig om hierdie tuintjie van jou te bewerk. So met ander woorde, dit is nou enigiets van 'n graaf, jy kry nou maar 'n spitgraaf, dan het jy iets soos 'n bospik, dis nou gewoonlik die pik met 'n uiteindelik maar so ding soos 'n kapper aan die een kant en half soos 'n byl aan die ander kant. 'n gewone pik is ook belangrik. En natuurlik 'n vurk is ook noodsaaklik, maar ek moet eerlik met julle wees, ons het nog nie regtig baie die genoodsaak gewees om die vurk te gebruik nie. Maar jy moet hom tog hê, veral as jy bietjie suurstof in die grond wil laat ingaan of die grond bietjie losmaak. Maar wat ons gebruik wat baie belangrik is en wat ons amper onvervangbaar is 'n kapper. Nou kapper is maar net 'n houtsteel met 'n stukkie yster op. Hy het seker maar 'n ander naam, ek ken hom maar as 'n kapper. En wat jy doen is jy maak die grond maar los daarmee en werk jou bedding deur met hom. So dis eintlik 'n baie handige stukkie toerusting. So ja, mense, dit is maar as jy nou kyk vir kosvoorsiening, wat ek sal voorstel, sorg dat jy maar so ten minste so 3 of 4 kappers het, want hulle is ook maar geneig om te breek. Ongelukkig is die stele van vandag ook nou nie die stele van ouds nie. En sorg maar jy het 'n graaf, 'n pik, 'n vurk, en 'n boskapper of 'n bospik ook. Dit is maar die toerusting wat ek sal voorstel. Ek dink nie dit sal nodig wees. Ons het nog nie regtig die nodigheid gehad om 'n skepgraaf byvoorbeeld te gebruik nie, maar definitief 'n spitgraaf is ook baie belangrik. En dan kan jy nou verder besluit, ek gaan môre 'n bietjie sal ek raak aan die manier van jou beddings opstel, wat ons byvoorbeeld nou hierdie jaar wat kom gaan begin doen, wat ook nie heeltemal noodsaaklik is nie, maar jy weet, ons betaal die skoolgeld en ek gee vir julle inligting dat julle nie deur daai proses hoef te gaan nie. So ja, mense, ek hoop hierdie help iemand en versprei dit maar oral waar julle kan. Ja, sit maar 'n like en al daai goeters by en subscribe op die kanaal as jy nog nie is nie. Julle moet 'n wonderlike dag hê, ons praat weer. Bye bye.